Goeiemôre gemeente, liewe kinders. Ek hoop en vertrou dit gaan sommer vanmôre baie goed met die elkeen en dat wanneer ons ook vanoggend van hier af verder die wêreld ingaan, dat ons ook vir mekaar sal kan sê, dit was vanoggend goed gewees om ook so in ons Here se huis by mekaar te wees. Ek wil net hoor, die klank is reg, hy's nie te hard dat ek hom dalk 'n bietjie sagter moet stel nie, hy dra goed, jy kan my mooi hoor. Nou geliefdes, met dit ook my gedagte, ek het almal net ons storie ook vanmôre gegroet met die woorde voorspoed vir die nuwe jaar. Mag dit 'n mooi en geseënde jaar wees. En nou soos ek het nou ook genoem het daar agter, dis nie dat ek geselskap probeer maak of tyd probeer opmaak nie, maar dis my in wese een van die mooiste seëninge wat jy vir iemand aan die begin van die jaar kan toebid. En ja, ek besef Januarie maand is nou al feitelik klaar op sy rug en verbygesnel en die lewe het vir baie van ons al reeds gebeur en ons het ook al 'n bloedmond of twee gekry, 'n bloedneus. Maar daai selfde genade waarmee die 1 Januarie begin het, dieselfde seëning is vandag nog steeds op ons lewens van toepassing. En juist daarom is dit ook my opregte gebed dat ons ook vanmôre weer ons prediking, hierdie bemoediging en hierdie aansporing om te gaan leef tot eer van ons Here, dat ons dit ook sal hoor en ter harte sal neem en werklik waar as nuwe en as verloste mense sal gaan saamleef. Ek gaan vra dat ons vanmôre ook hierdie erediens saam begin, hierdie saamsing van lied 163, soos 'n wilskop wat smag na water, smag my siel na U, o Heer. En dan kan ons dit ook in 'n biddende wyse vanmôre saam sing. Ons foto ontvang is vanoggend van die Psalm 25 en hier staan daar, ja, hier skryf Dawid die volgende: Tot U Here rig ek my God op U vertrou ek. Laat my vertroue tog nie te vergeefs wees nie. Ja, niemand wat sy verwagting in U stel sal beskaam word nie. Die wat nie op U vertrou nie, is hulle wie in die skande kom. Maak my U wil bekend, Here. Leer my U paaie. Geliefdes ons Here Jesus Christus, ons elkeen word vanmôre gegroet met hierdie pragtige woorde. Genade vir jou en vrede. Amen. Kom ons sing nog weer saam tot eer van ons Here. Die eerste daarvan is lied 205, die lied eer aan die Vader. En ons strofes 1 en 2 en dan daarna ook lied 200, strofes 1 en 2. En soos dit klaar gesing het, kan U vir my U sitplekke inneem asseblief. Thank you.
Goed, as ons gaan vanoggend saam lees vanuit Numeri hoofstuk 11, spesifiek verse 1 tot 23 en dan weer saam vanaf 31 tot 35. En ons tema wat nou van toepassing is vanmôre is waak teen gulsigheid, want God sorg een dag op 'n slag. Nou alvorens ons vanmôre saam lees uit ons Here se woord en ook amptelik met ons prediking begin, kom ons buig ons hoofde in gebed en dan vra ons ook sy seën. Ons dierbare Here, ons Vader, baie dankie vir die geleentheid en vir die voorreg wat ons as die kinders ook vanoggend het om in hierdie oomblikke ook so in die kerk by mekaar te mag wees. En Here, baie dankie ook dat ons vanmôre kan bely en erken dat alles waarmee ons deur hierdie week besig was, dat dit ons ook gelei het tot die waar ons vanmôre so kan kom saamstel word voor 'n geopende woord. Here, dankie vir die voorreg wat ons het om vanuit U woord te mag lees, in 'n taal wat ons elkeen kan verstaan en waarvoor ons geweldig baie lief is. Here, dankie ook dat ons Christendom, ons kindskap voor U hier aan die suidpunt van Afrika kan uitleef sonder vrees of vervolging. Tot al die slegte goede baie kere daarmee gepaard gaan om U kinders te wees. En Here, juis ook vanmôre met hierdie dankbaarheid in ons harte, kom ons in ons word ook stil voor U, ons vra. Seën prediker en so ook aanhoorder, dat dit wat U verkondig word vanmôre ook op so 'n wyse sal geskied, dat U goedkeuring sal wegdra, en dat ook op die hart sal val daar waar U dit verlang. Maar Here, nogtans wil ek vra, wees net met ons wat in hierdie kerkgebou vanmôre saam is nie. Jy wees asseblief met elkeen van die kinders daar buite in die wêreld wat ook U liefde en U teere aanraking vandag op baie besonderse wyse benodig. Ja Here, wees ook asseblief in hierdie oomblikke met elkeen van hulle besig. Spreek Here, dat ons as die kinders luister. Amen. In Numeri hoofstuk 11 staan die volgende geskryf. Dit is sleg gegaan met die volk en hulle het die Here daarvoor verbuit. Toe die Here dit hoor, het hy kwaad geword en vuur onder hulle ingestuur. Dit het 'n deel van die kamp verbrand. Die volk het hulle nood by Moses gekla en hy het tot die Here gebid en die vuur het doodgegaan. Hulle het die plek Tabera genoem, omdat die vuur van die Here onder hulle gebrand het. Die mense van ander afkoms wat saam met die Israeliete getrek het 'n onverstaanbare lus vir vleis gekry. En toe die Israeliete self ook begin kla en hulle het gesê, as ons nog net vleis gehad het om te eet. Ons onthou nog die vis wat ons in Egipte verniet kon eet. Ook die komkommers, wat lemoene, prui, eier en knoffel. Maar nou wurg ons. Daar is niks behalwe hierdie manna vir ons. Die manna was soos koriandersaad en het gelyk soos balsamgom. Die volk het die manna oral vandaan by mekaar gemaak. Dit op maalklippe gemaal of in vijfels gestamp en dan in panne gebak of roosterkoeke daarvan gemaak. Dit het soos oliekoeke gesmaak. Die manna het snags saam met die dou by die kamp geval. Moses het die volk hoor kla, elke familie by die ingang van sy tent. Die Here het oor baie kwaad geword, en hulle was ook verkeerd in Moses se oë. Moses sê toe vir die Here, waarom behandel U my so sleg? Waarom is U my nie goedgesind, dat U die verantwoordelikheid vir hierdie hele volk op my gelaai het? Het ek aan swanger geword en hierdie hele volk in die wêreld gebring, dat U vir my sê, dra hulle aan jou bors soos 'n oppasser met 'n suigeling doen, en bring hulle net na die land toe, wat ek moet eet aan hulle voorvaders beloof het. Waar sal ek al die vleis vandaan haal, om al hierdie hele volk te gee? Hulle wat by my kla en sê, gee vir ons vleis dat ons kan eet. Ek sien nie langer kans om hierdie hele volk alleen te dra nie, want dit is te swaar vir my. As U so met my wil maak, kan U my gerus maar om die lewe bring, as U my goedgesind is. Die slegte behandeling kan ek nie meer verduur nie. Die Here het vir Moses gesê, bring vir my 70 van Israel se leiers, mense van wie jy weet dat hulle leiers en amptenare van die volk is. Neem hulle na die tent van ontmoeting toe en laat hulle daar by jou staan. Ek sal dan afkom en daar met jou praat en ek sal van die gees wat op jou is, op hulle laat kom. Hulle sal dan saam met die verantwoordelikheid vir die volk dra, sodat jy dit nie alleen hoef te doen. Vir die volk moet jy sê, reinig jouself vir môreoggend, dan sal julle vleis eet. Die Here het gehoor hoe julle kla en sê, as ons tog net vleis gehad het om te eet. In Egipte was dit vir ons goed. Die Here sal vir julle vleis gee en julle sal eet. Julle sal nie net 1 dag of 2 of 5 of 10 of 20 dae eet nie, maar 'n hele maand lank totdat julle daarvan naar word en daarvan walg. Omdat julle die Here wat by julle is getart en hom verbuit het met die woorde, waarom is ons tog uit Egipte uit weg? Moses het toe gesê, hier is tussen 600.000 mense, almal te voet. En U sê, U sal hulle vleis gee,
sodat hulle 'n hele maand lang daarvan kan eet. Sal al genoeg skape en beeste vir hulle geslag kan word. Sal hulle genoeg hê as al die vis in die see vir hulle gevang word. Maar die Here vir Moses gesê, dink jy ek het hierdie mag nie? Jy sal nou self sien of my woord bewaarheid word of nie. Dan lees ons verder vanaf vers 31. Die Here het toe 'n wind gestuur en dit het kwartels van die see se kant af aangebring en hulle rondom die kamp laat val, omtrent dagreis ver na alle kante toe en omtrent 'n meter diep op die grond. Die volk het daar die hele dag en die hele nag en ook die volgende dag uitgegaan en kwartels bymekaar gemaak. Elkeen het minstens 'n ton vleis bymekaar gemaak en het rondom die kamp oopgegooi. Die vleis was nog tussen hulle tande. Hulle het nog nie begin kou nie toe ontvlam die toorn van die Here teen die volk. Hy het baie van hulle om die lewe gebring. En hulle het hierdie plek Kibrot Tava genoem, omdat hulle die gulsige mense daar begrawe het. Van Kibrot Tava af het die volk na Gaserot toe weggetrek en hulle daar gebly. Dit is ons lees al vanmôre net tot sover vanuit ons Here se woord. Professor Stefan Joubert maak in een van sy boeke die volgende pragtige opmerking wat ek ook met u wil deel. Stefan Joubert skryf en hy sê, God sorg een dag op 'n slag. Ja, God sorg een dag op 'n slag. En weet jy, dit is woorde wat my as individu bemoedig. Dit is woorde wat vir my as persoon versterk in die wete dat ek die Here ons God met my hele lewe, met my hele wese kan vertrou, want ek kan ook weet, sy sorg en sy konstante bystand in my lewe sal werklikwaar altyd 'n realiteit wees. Ja, ongeag van al die curveballs, as ek die Engels mag gebruik, wat die lewe aan my kant toe gooi. En maar verder maak hierdie bepaalde stelling ook die volgende gedagte by my wakker. En dis naamlik dat ons as mense 'n ritme moet ontwikkel om juis in te val by ons Here se versorgingsritme. Ja, ons moet die ritme ontwikkel om by sy versorgingsritme in te val. Jy mag dalk môre wonder wat op die aarde bedoel ek daarmee. Ja, geliefdes, eenvoudig kom dit vir my daarop neer dat ons as mense werklikwaar ook ons porsie van hemelse manna sal moet gaan optel. Ja, 'n porsie manna per dag. Dis immers hoe die Here ook vir sy kinders in die tyd van die Ou Testament gesorg het. Dis hoe hy vandag nog steeds vir my en vir jou ook sorg. Maar tog, nou mag jy ook wonder, hoe op dese aarde met ons in 2025 hier in Heidelberg gaan loop en manna optel? Waarskynlik dit is in al die stof en gemors hier buite kan raakloop. Ja, geliefdes, as ons gaan kyk hoe die Here Jesus ons leer, daar in ons Vader gebed sê dit vir ons op presies die volgende manier. Ons is veronderstel om hierdie hemelse manna van ons hemelse Vader af te bid. Ons bid dit en ons vra dit in die volgende woorde. Ons Vader wat in die hemel is, gee ons vandag ons daaglikse brood. Ja, gee ons asseblief ons daaglikse brood. Maar tog, dis juis op hierdie punt waar ek dit vanoggend wil waag om te sê, dat dit my wil voorkom as 'n groot deel van ons wêreld, spesifiek ook Christene, hierdie ons Vader gebed wat die Here Jesus ons geleer het, so klein bietjie verkeerd begin verstaan en interpreteer het. Ja, dit is met alle respek gesê vanmôre. Let mooi op ons Here Jesus se woordkeuse. Hy maak doelbewus gebruik van die woordkeuse, gee ons vandag ons daaglikse brood. Nêrens in die Nuwe Testamentiese geskrifte staan daar geskryf weekliks, maandeliks of selfs jaarlikse brood nie. Daaglikse brood. Nou sonder om vanmôre te veel aandag aan hierdie bepaalde gedagte te gee, wil ek tog die gesprek, die prediking verder vat vanmôre, juis deur om 'n bepaalde stelling met u te deel. Gulsigheid ken geen perke. Nou van interessantheid, die handleiding vir die Afrikaanse taal, of die HAT soos wat dit ook algemeen bekend staan, beskryf iemand wat gulsig is as volg. Persoon wie gulsig is 'n gulshart, gulsbek, gulsak of selfs 'n vraat. Of so wat Numeri 11 vanmôre beskryf het, dit sal iemand wees met 'n onversadigbare lus vir vleis.
Die tong in die kies, dit klink amper soos 'n Suid-Afrikaner in jagtyd. Ons kan ons nie genoeg van vleis kry nie. Maar weet jy, 'n ruk gelede hoor ek iemand die volgende opmerking maak, wat my diep laat nadink het. Gierigheid is 'n vet duiwel met 'n klein mondjie. Ja, 'n vet duiwel wat nie omgee hoeveel jy hom voer nie. En op die einde van die dag word hy nooit versadig. En weet jy, ek dink dieselfde geld ook vir gulsigheid. Jy is daarom ook uit die profeet Habakuk die volgende skryf en sê, 'n hooghartige mens wat hom deur sy rykdom laat mislei, sal nie in sy doel slaag nie. Selfs al is hy so gulsig soos die doderyk, so onversadigbaar soos die dood. En jy is daarom ook vanmôre met dit in gedagte, wil ek graag die volgende staaltjie met u deel. Ja, die storie word vertel van 'n man wat eendag lank gelede 'n towerbeker ontdek het. En wat hierdie beker so besonder of kosbaar gemaak het, is juist die feit dat wanneer jy 'n traan in hierdie beker stort, dat daardie traan dan spontaan in 'n kosbare parel verander het. Wat egter vanmôre baie belangrik is vir die oog op hierdie verhaal, is dat hierdie man, selfs al was hy eintlik baie arm gewees, was hy nooit regtig hartseer nie. Hy het eintlik baie min in sy lewe gehuil. Maar weet jy nou met hierdie bepaalde towerbeker in sy besit, het hy enige moontlike manier eintlik gevind waarop hy kon hartseer word. Juist sodat sy trane hom op die einde van die dag moes ryk maak. En so wat die tyd verby gegaan het hierdie man se parels toegeneem. Maar ongelukkig daarmee saam sy gierigheid en sy gulsigheid ook. En ons verhaal van hierdie man met die towerbeker eindig vanoggend waar hy op 'n eislike bergparel sit. Met hierdie towerbeker voor hom besig om trane daarin te stort. Met 'n bebloede mes in sy hand en waar sy vrou se lijk langs hom lê. Ja, ek besef, dis dalk môre 'n gradige verhaal wat ons aanhoor. Maar weet jy, as ek môre so na ons teks van Numeri 11 kyk, dan wil dit vir my voorkom asof daar 'n stuk van hierdie gulsigheid ook maar daar by die Israeliete teenwoordig was. Ja, ons sien waar hulle begin kla. Lostrek met 'n stinkspoed en eintlik maar hulle mond spoel, as ek dit so kan stel. En hulle begin kla. Nadat hulle nog nie eers behoorlik 3 dae op reis was, op die laaste been van hulle reis vanaf Sinai onderweg na die beloofde land. En ek dink ons kan dit reg vir mekaar sê. Dit wil voorkom asof God se voorsienigheid vir hierdie groepering mense eenvoudig net nie meer goed genoeg was nie. Ja, die manna waarvan ons gelees het, was iets soos koriandersaad. Dit was wit geweest. En so effens deurskynend soos balsemgom. Ons lees in Eksodus 16 dat dit soos heuningkoek gesmaak het. En hier in Numeri 11 word hierdie selfde voedsel vir ons verder gekwalifiseer en dit sê vir ons dat hierdie verwerkte produk iets soos roosterkoek, baie soos oliekoek gesmaak het. En met ander woorde, dit kom vir ons vanmôre daarop neer dat hierdie eintlik 'n veelsidige produk was. En dat dit 'n produk was wat werklik waar baie geurig was. Maar en dis nou vanmôre ongelukkig 'n groot maar. Die punt wat ons moet raak sien is juist die volgende. En dis iets wat Sokrates of Sokrates, hoe dit ook al wil uitspreek, soveel honderde jare gelede gesê het. Die man wat nie tevrede is met dit wat hy het nie, sal nooit tevrede wees met dit wat hy so graag wil hê. Ek herhaal dit. Hy wat nie tevrede is met dit wat hy het nie, sal nooit tevrede wees met dit wat hy wil hê. Ja, geliefdes, as ek en jy ons voet op die pad van slegte begeertes sit, dan sal niks in hierdie lewe eintlik ooit weer vir ons die moeite werd of goed genoeg wees nie. Net daarom dink ek ook, ons moet dit vanmôre raak sien en ook verstaan vir wat dit werklik waar is. Ja, hier in die verhaal van Numeri 11 kan ons nie vermoë hierdie klagtes van Israel beskou as 'n bepaalde vorm waar hulle verwagtinge aan die Here oordra. Maar ongelukkig nie. Dan hierdie klagtes wat hulle uitreik, wat hulle opper. In wese is dit eintlik verwyte wat stadig maar seker begin om hulle verset teen die Here en ook die pad wat hy met hulle stap te begin oopvlek. En met respek gesê, as ek dit so sterk kan stel, hierdie volk van Israel van daardie tyd het nie gekla in die hoop dat hulle situasie of hulle omstandighede vir die beter sou wil verander nie. Want eerder vir my voorkom, hulle het gekla in 'n bepaalde poging om vanuit hierdie verhouding te kom wat die Here met hulle gehad het. Dat is hulle.
wat nie meer langer die pad saam met God, die skepper en die onderhouer van die heelal wou stap nie. En juist daarom 'n dieper probleem in hierdie situasie was dis nie die behoefte aan die afwisseling van voedsel of selfs proteïene nie. Maar is daarin geleer gewees in hierdie feit dat hulle terugverlang het na Egipte. En is hierdie terugverlang na die ou lewe wat daartoe gelei dat hulle begin het om die voorsienigheid van die Here in hulle huidige omstandighede, dat hulle dit verontagsaam het. Geliefdes, met dit in gedagte, in plaas daarvan dat hulle behoeftes aan die Here bekend gemaak het, het hulle stadig maar seker begin om in hulle gedagtes van hom afstand te doen. En sodoende het hulle ook begin om in opstand teen die Here te kom en teen hierdie reis wat hy self met hulle wil onderneem. En juist daarom is ook reg vir mekaar sê. Die vreemde mag klink, hierdie groepering mense wou nie vanuit God se goedheid geleef het nie. Die hulle het eerder terugverlang in daai oomblik van goedheid na dit wat verby is. Daar na die ou lewe. Hulle was klaar kousig gewees. Hulle was eintlik mense wat ontevrede was met hulle lot en wat net wou leef volgens hulle eie persoonlike en selfsugtige begeertes. En juist daarom sien ons ook vanoggend hierdie klagtes wat hulle opper. Dis klagtes na 'n gulsigheid, na dit wat agter lê. Na die genot wat hulle daar in Egipte beleef en ervaar het. En ja, weet jy, die feit dat Egipte hulle eintlik slawe gemaak het hulle nie op daai oomblik in die woestyn geplan het. Ja, die feit dat hulle geen vryheid gehad nie, het nie vir hulle saak gemaak nie. En daardie oomblik daar in die woestyn waar hulle so klaar, het hulle net hierdie intense hinkering gehad na 'n stukkie vleis. Ja, hulle het gedink as hulle maar net weer 'n stukkie vleis kon eet, dan sou alles beter wees. Maar weet jy waarmee hulle nie rekening gehou het nie? Is dat hulle te maak gehad het met die God van hemel en aarde, die skepper en die onderhouer. Dat die een wie werklik waar by magte is, om oorvloedig te kan voorsien. Ja, hy het soveel mag, krag en genade, dat as 'n mens hom net daarvoor sou vra, hy werklik waar ook in staat sou kon wees, om so te voorsien dat 'n mens eintlik daaraan kan verstik. En ek dink dis juist waarom die skrywer van Psalm 78 spesifiek ook na die verhaal van Numeri 11 verwys en sê, maar hulle gulsigheid het geen perke geken. Hulle kos was nog so in hulle mond, toe tref die toorn van die Here hulle. Geliefdes, en dan sien ons, bereik die verhaal van Numeri eintlik die hoogtepunt. Numeri 11 ten minste. Ons sien dat die Here hierdie groepering mense met dodelike oordaad getref het. Ja, massiewe swerm kwartels kom daar by die kamp aan. Ons het gelees dat 'n sterk wind van die see se kant af die kwartels in alle rigtings rondom die kamp gewaai het. Hierdie vleis het 'n meter diep gelê, in alle rigtings, so ver as wat die oog kon sien. Maar wat interessant is om op te let, volgens vers 34 sien ons ook, dat het juis in hierdie oomblik was waar die gulsigheid die mense getref het en waar hierdie gulsige lede ook verwyder is. En vers 34 beskryf soos volg, die gulsige mense is juis daar begrawe. En wat ons ook kan raak sien is, die Here het nie eers gewag totdat hierdie mense naraak en te veel eet nie. En die Here het self teenoor hulle opgetree en hulle daar laat sterf. En wanneer ons hierdie verhaal van Numeri hoofstuk 11 van gedagte hou, is so 'n bietjie verder blaai na die Nuwe Testament toe, kom ons by die Hebreërsbrief uit. Die skrywer van Hebreërs verwys in wese ook na dieselfde tipe lewe waar ons as gelowiges ook terug verlang na ons ou sondige lewe. Ons sondige bestaan alvorens ons die Here Jesus geken het. Ja, 'n lewe waarin ons onsself eintlik in 'n tronk van ons eie begeertes opgesluit het. En dan kom die skrywer van Hebreërs en hy sê in wese ook ons presies dieselfde. Hou in gedagte wie die Here is. Hy is almagtig, wys en goed, maar daarmee saam is hy ook 'n verterende vuur. En ek dink dis die waarskuwing en die oproep wat ons ook vanoggend ontvang. As ons weer ons ou sondige bestaan, ons sondige lewe opsoek, het ons ook in gedagte dat die vuur van die Here ons beslis kan tref. En juist daarom ook, dink ek soos op 'n oggend soos hierdie,
ontvang ons as 'n geloofsgemeenskap, ons as 'n gemeente, weer eens die wonderlike opdrag, vertroosting en ook motivering, dat ons moet sorg dat niemand van die genade van ons Here afvallig word. Dis nou volgens Hebreërs 12. Ons moet sorg dat daardie verbittering soos 'n wortel uitsprei, moeilikheid veroorsaak en baie rondom ons besmet nie. Ja, maar dit is ek dink werklik waar ons elkeen moet en kan daarna streef en probeer, dat ons in alle omstandighede moet probeer om dankbaar te wees. Soos wat Hebreërs 12 verder sê, laat ons God dankbaar dien met eerbied en ontzag, soos wat hy dit wil hê. Want ons God is 'n verterende vuur. En ja, vriende, ek is eerlik as ek dit vanmôre sê. Ek dink persoonlik is altyd maklik om dankbaar en gelukkig te wees. Ek sou jou as ek dit vanmôre sê. Maar ek dink juist daarom het ons ook die voorreg om dit opnuut te besef. Ons is in wese ook vir mekaar verantwoordelik. Ons kan mekaar motiveer en bemoedig. Nie omdat ons so goed of oulik is nie, maar juist omdat ons die liefde van ons Here ontvang het. Ons is vandag in staat om lief te hê, juist omdat die Here ons eerste lief gehad het. Dis die hoop waarin ons kan vashou. Maar tog, die mag dalk met vanmôre ook wonder, wat leer God se woord ons nou eintlik oor die voorsienigheid wat hy vir ons as sy kinders het? Dan geniet is die wonderlike nuus is, wanneer ons Bybel oopmaak, is daar 'n goue draad wat van die begin tot die einde deurvloei. En dis die liefde wat God vir ons het. Ja, in sy almag is hy in staat om vir elke van ons te versorg en vir ons te voorsien. Hy gee vir ons uitkomste op wonderlike en unieke maniere. Uitkomste wat selfs baie keer gaan verskil van die bepaalde uitkomste waarvoor ek gehoop en gedroom het. En juist daarom op môre glo ek dit met my hele hart. Ten spyte van 'n wêreld wat seer is, van 'n Januarie maand wat dalk al baie van ons seer gemaak het. Ons God is goed. En spyte van wat die wêreld sê of hoe die wêreld daar buite lyk. Ons Here gee vir ons in oorvloed. Hy gee vir ons sy genade. Die blote feit dat ons vanmôre hier is sekerlik van die grootste genade wat enigiemand van ons ooit sal kan beleef en ervaar. Dit is hy gee vir ons wat ons nodig het. Net wel die woordkeuse, dit wat ons nodig het. Nie noodwendig wat ek dink ek nodig het nie. Daar is 'n boodskap wat ons reg deur die Bybel agterkom. Hy gee vir ons leiers en gawes, soos wat dit hom behaag. En jy is daarom neem ek ook vanmôre die standpunt in. Dis iets waaroor ek gemou sterk voel. Die Here ons God, die skepper en die onderhouer van hierdie ganse heelal, laat niks aan geluk toeval of 'n geluksvuur oor nie. Nee, hy onderhou vir my en vir jou, deur sy ewige raad en voorsienigheid, juist sodat ons volgens sy heilige wil ook sal floreer. Verstaan mooi my woordkeuse geliefdes, florering verwys daarna dat ons 'n punt bereik waar ons nie maar net oorleef, maar dat ons werklik waar leef tot eer van ons God. En dis net iets wat ek vanmôre uit my Bybel sê. En wanneer ons na die bergpredikasie gaan kyk, spesifiek na gedeeltes soos Matteus 6 staan daar geskryf, en ek hou dit uit die boodskapvertaling voor. Moenie gedurig loop en julle bekommer nie. Moenie van vroeg tot laat vra, gaan ek genoeg hê om te eet, of gaan ek genoeg hê om aan te trek nie. Die lewe gaan tog oor baie meer as kos en klere. Kyk 'n slag na die voëls. Hulle het nie groot skure waarin hulle elke dag kos bære nie. Tog is hulle nooit honger nie. God sorg dat hulle elke dag genoeg het om te eet. Weet julle, julle is baie meer werd vir God as al die voëls in die hemel. Dis in Matteus 6 vers 25 tot 26. En dis in wese ook die boodskap waarop dit vir my neerkom, wanneer Paulus vir ons in Romeine 8 die volgende skryf en sê, ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Ons Here Jesus praat verder daarso in Matteus, en hy sê, wat dink julle sal iemand vir 'n mossie wil betaal? 'n paar sent miskien, of hoe? Alles hulle vir ons so min werk. God gee tog baie vir hulle, God gee tog baie vir hulle om. Ja, kyk net hoe sorg hy vir hulle. Nou nog 'n vraag. Wat dink julle, vir wie gee God dan die meeste om? Vir mossies of vir ons? Ek hoef eintlik nie eers hierop te antwoord nie. God gee natuurlik 1000-maal meer vir julle om. Ja, van kop tot tone is julle vir hom kosbaar en belangrik. En dis wonderlike woorde van troos en bemoediging wat ons ontvang op 'n oggend soos hierdie.
wat ons ook besef is, daarmee saam kom daar ook 'n geweldige voorwaarde, wat aan die belofte gekoppel is. Dan Matteus 10 vers 32 en 33 sê dit soos volg uit. Elkeen wat hom vir die mense openlik vir my uitspreek, vir hom sal ek my ook openlik uitspreek voor my Vader wat in die hemel is. Maar hom wat my vir die mense verloon, met ander woorde kinders, wie die Here Jesus ontken, wie sê hy bestaan, of net stil bly, ek sal hulle ook verloon, voor my Vader wat in die hemel is. Ja, ek dink met betrekking tot vanoggend se boodskap, kan ons mekaar sê dat hierdie teksgedeelte vir ons op die volgende gedagte dui. Ons in 2025 moet werklik waar daarvoor versigtig wees. Ons moet daarteen waak dat gulsigheid, gierigheid of vraatsigheid, hoe dit ook al wil verwoord, dat dit ons nie verlei tot op 'n punt waar ons 'n punt van ongehoorsaamheid teenoor ons Here bereik nie. Maar Paulus waarsku immer self op die geloofsgemeenskap daar in 1 Korintiërs 10, wanneer hy ook vir hulle sê dat hulle nie moet toelaat dat hulle deur hulle eie sondige begeertes gedryf moet word nie. Ja, geliefdes, hierdie idee van sondige begeertes is 'n gedagte wat my so duidelik ook vanuit Numeri hoofstuk 11 na vore gekom het. En daardie oomblikke waar die volk hulle self doelbewus teen die Here begin verset het. En ek dink daarom kon dit vanmôre eenvoudig in Afrikaans vir mekaar sê. Die volk se sonde was juis daarin geleë gewees, dat hulle op soek was na iets anders as wat die Here in liefde vir hulle gegee het. En dood van Afrikaans, hulle was ondankbaar gewees die groot seëning wat die Here in die eerste instansie vir hulle gegee het, om saam met hulle te reis. Ja, ons sal dink, dit is die einde van die verhaal. En die volk se oë uiteindelik oopgegaan het en dat hulle besef het hoe weet te maak het. Maar dit is ongelukkig as dit nie die waarheid nie. Want jy sien, hierdie tipe gulsigheid sou weer later kop uitsteek. So dat hulle deur die woestyn gereis het. Laat die mens maar weer deur. En daar in Numeri 21, weer eens konflik oor brood en water. En op die einde van die dag sien ons, hoe hierdie volk tot onsedelikheid, in onsedelikheid verval, en onsself eintlik tot afgoderry begin wend, weens Bileam se raad aan koning Balak van Moab. En dit is in wese wat 'n slegte begeertes gebeur. Het trouwens dieselfde vroeër in die verhaal ook gebeur, daar by Berg Sinai. Die oomblik hoe Aaron probeer het om die volk se begeertes tevrede te stel, deur om hierdie goue kalf van hulle te maak en die dinge te aanbid. Dit het tot afgoderry en onsedelikheid gelei. En daarom, as ek en jy in 2025 gaan toelaat, wat slegte begeertes posvat in ons lewe, dit is dan gaan ons moeilikheid kry. Dan weet jy, dan bestaan die gevaar dat ek en jy ook 'n punt gaan bereik waar ons ongelukkig en ontevrede gaan begin raak oor die bepaalde manier waarin God ook in my lewe voorsien. Weet jy, dit maak ook vir my en vir jou steeds in ons dag en tyd 'n teken van versoekings. Versoekings wat ook kan wese kan lei tot afgoderry en onsedelikheid. Ja, dit is so. Ons bou dalk nie meer in 2025 goue kalwers nie, dit is 'n feit. Maar tog, ons wend onsself op baie kere op ander wyse tot unieke uitkomste waarna ons op soek is. Nou geniet dit met dit in gedagte, waar los dit ons nou vanmôre? Wat staan ons te doen? Ek dink dis die troos. Ons ontvang net vanmôre 'n berisping of 'n regwysing van ons Here. Ek dink hy self bemoedig ons ook, ja, deur hierdie aanspreek wat hy vir ons sê, en hy sê, hy is die een die alles vir ons gee wat ons nodig het. Ja, hy gee alles vir ons wat ons nodig het, sodat ons hom kan dien, vir hom kan leef, en selfs meer as dit, sodat ons hom ook kan ken. Geliefdes, ek sê dit vanmôre reg, daar is 'n groot verskil om die Bybel te ken en om die verlosser van die Bybel te ken. Dis die vermoë wat die Here ons God vir ons gee. Ja, volgens die Nederlandse geloofsbelijdenis word vir ons deurgegee. Ons God, die God en Vader het alles geskep. Hy onderhou en regeer hulle almal nou nog deur sy ewige voorsienigheid en sy oneindige krag, juis om die mens te dien, sodat die mens, ek en jy, sy God kan dien. Verder word staan maar geskryf, ons mag glo dat die goeie God, nadat hy alle dinge geskep het,
dit nie laat vaar of aan toeval of geluk oorgegee het nie, maar het alles volgens sy heilige wil so bestuur en regeer, dat daar in die wêreld niks sonder sy beskikking gebeur nie. Die Heidelbergse Katekismes verwoord dit verder, ons mag op hom vertrou, sodat ons nie daarom twyfel, dat hy ons met alles wat vir liggaam en siel benodig, sal versorg nie. Hy sal ook al die kwaad, wat hy in die jammerdal oor ons beskik, met ons besel verander, omdat ons 'n almagtige God dien, en omdat hy ons ook, as 'n getroue Vader bystaan, ondersteun en die pad saam met ons loop. Dit is en juist met dit in gedagte, wil ek graag hierdie prediking begin afsluit hier om weer kortliks na twee onderskeie gedeeltes van die Heidelbergse Katekismes te verwys. Deur die almagtige en die alomteenwoordige en krag van God, onderhou hy hemel en aarde en al die skepsels asof met sy eie hand, en hy regeer hulle sodat hower en gras, reën en droogte, vrugbare en onvrugbare jare, voedsel en drank, gesondheid en siekte, rykdom en armoede, alles, ons nie per toeval nie, maar uit sy Vader aan toekom. En daarom kan ons in alle teëspoed geduldig en in alle voorspoed dankbaar wees. Verder het ons 'n vaste vertroue vir die toekoms in ons getroue God en Vader, dat geen skepsel ons van sy liefde sal skei nie, aangesien alle skepsels so in sy hand is, dat hulle sonder sy wil nie kan roer of beweeg nie. Dit is die voorreg wat ons het. Nou, ons kan vanmôre weet, ons is in die wêreld. Ons is verseker nie van die wêreld nie. Daarom kom ons gaan lewe as mense wat anders is. Anders is en nie gemaak is deur die genade van ons Here. Mag dit ook van vandag al werklik waar ook so wees. Selfs in daardie tye wanneer die lewe gebeur, wanneer ons seer kry, wanneer ons verwond word. In daardie tye, wanneer ons nie noodwendig verstaan waarom of hoe dit gebeur. Amen. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Ons grote God en Hemelse Vader, baie dankie vir die geleentheid en vir die voorreg dat ons ook vanoggend kon gehad het om so saam in U teenwoordig by mekaar te mag wees. En Here, baie dankie ook vir hierdie boodskap wat ons vanoggend ontvang het. Ja, Here, dankie ook dat U tot in 2025 met ons as die kinders 'n baie besondere pad stap en ook getrou in 'n verhouding met ons leef. Ja, Here, U is die een wat die hand na ons toe uitgesteek het. U is die een wat ons nie laat gaan of ons laat loslaat nie, Here. Ons weet, U genade is altyd daar vir ons. Immers die stuk vir ons in die woord uit, U genade is elke nodig vir ons lief. En ons sê vir U dankie, Here, dankie vir hierdie wete en vertroosting waarin ons kan vashou. Maar toch, Vader, ek wil ook asseblief vra. Wil U ook asseblief ons harte vanmôre ondersoek. Ja, gee vir ons wysheid en insig, Here, dat ons op die punte en die temas in ons lewe sal raak sien, dat nie vir U goed en reg en aanneemlik is nie. Ja, dat ons werklik waar ook U naam ter ere daaraan sal gaan werk, en dat ons U wil eerste ook in ons lewens sal stel. Maar Vader, as ek dit so eenvoudig mag verwoord vanmôre, help ons asseblief dat ons nie op 'n punt in ons lewe sal kom waar ons so besig raak met die dinge van God, en dat ons op die einde van die dag die God van die dinge vergeet nie. Ja, dat ons in eerste sal stel aan alles waarmee ons besig is, en reën en in sonskyn dra. Dankie dat ons vanmôre weet, U is die een wat aan ons die krag en die vermoë gee om voorspoed te waardeer en om teëspoed ook gelowig te aanvaar, Here. Want ons weet, selfs al maak dit seer, U los ons nie alleen. Dankie ook dat ons vanmôre hierdie gemeente in U naam mag opdra. Dankie vir 'n leraar, Here. Dankie ook dat ons kan weet, U stap ook saam met die hervormde kerk van Heidelberg, ook tot in 2025, 'n baie besondere pad. Seën elke lidmaat, elke voorbrings, tema en persoon wat genoem word. En dankie ook, Here, dat ons kan weet, U genade is ook vir ons genoeg. Ons bid en vra dit vanoggend in Jesus se naam alleen. Amen. Ons het vanoggend, oppergawe is vir die Here. Ons gaan vanmôre staan en sluit ons die erediens af met die saamsing van lied 519, baie bekende lied, Wees stil en weet ek is die Here. Ons sing saam Filippense 1, 2, 3 en 4. En hierdie lied verwoord het eintlik so mooi, dat ten spyte van alles wat in hierdie skepping rondom ons aan die gebeur is, natuur, mense, dinge buite ons beheer, dat die Here steeds by ons is, die konstante en die ewige metgesel.
En mag hierdie woorde ook in ons harte vaster op plek kry, ons vertroos, en mag ons ook daarvoor ons gaan leef. Kom ons staan en sing ons hartlik saam. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons elkeen wees en bly. Amen.